Wacht tot jy raas kry voor jy dit kijk is. Goeiemôre dames en heren. Is dit, hè? Juffrou Petru Richardson met ons open. Kom ons begin. Gou Petru. Juffrou Rich, ons luister graag na jou. Van vanoggend gaan verander. Want ek weet nie wie van julle wat hier was nie. Die wat op die paviljoen was, ek weet nie julle besef hoe verskriklik mooi was julle nie. En die toeskouers wat op die veld gesit het, ek maak ook sit. Ek hoop hulle het daarom vir jou gesê, wauw, julle was ongelooflik. En die paps was sterk en oulik. Nou, in elk geval. Maar ja, en dit het my nog ons wat ding, gou vir die huis kom. Verlede is gisterand maak ons trots op ons skool. En dis mooi tradisies. En dis dinge wat ons skool uniek maak. En dan kom my toerisme lede sê, goed vir die. Maar die woord uniek is in ons vak ook baie belangrik. Want ek vraag gereeld van hulle, wat beteken die woord uniek? En die kan vir my bietjie sê, wat maak Hoërskool Swartboek so uniek? Daar's een ding waarvan ons altyd praat, ons sê maak ons skool uniek. Dis waar hè? Wat maak ons skool uniek? Dis waar die baie, welkom op julle baie. Nou, baie dankie julle. Baie mense praat altyd van ons waar die baie is uniek. En wat ek altyd in die klas van my leerders sê, as ons kom by die betekenis van die woord uniek, en dis waar ek vandag wil stilstaan, en sê ek vir julle, jy moet onthou, jy wat hier voor my sit, en ek sê dit altyd met liefde in my hart, en ek sê dit vandag vir almal van julle wat op hier sit. Jy is uniek, want daar is niemand anders in hierdie wêreld soos jy. Jy is uniek, want daar is niemand anders, los sy hare, daar is niemand anders in hierdie wêreld soos jy nie. En daar sinnetjie kan jy elke oggend kliphard vir jouself sê. Nie kan nie, moet jy. Want Zwaries, of jy nou al graad 8 is, en of jy op plek hier in Zwarieland wil vind, en of jy daar in matriek sit en alreeds wonder waar jy nou lewe op pad is die tema net so eenvoudig, jy is uniek. En ek kon nie jy moet dit net vandag hoor nie, want tienerore hoor dinge op 'n verskillende manier as wat iemand dit vir jou met liefde sê. Ek wil hê jy moet daardie woorde glo. Want hoeveel van julle sit hier voor ons elke dag? Voor ons in 'n klas net hier in die vierkant met 'n opening en jy voel dalk jy's nie sportief genoeg nie. Nie slim genoeg nie goed genoeg nie mooi genoeg nie gewild genoeg nie. En ek kan klomp voorbeelde noem, want daar's 'n ou stemmetjie wat heeltyd in jou kop vir jou fluister en sê, ek wens ek was soos hierdie een, of ek wens ek was soos daai een. Maar die waarheid is iets wat jy baie maklik vergeet, en in Psalm 139 vers 14 staan daar, ek loof U, omdat ek so wonderbaarlik gemaak is. En so is jy moet onthou, ons liewe Vader maak nie kopieë nie. Daar is 8 biljoen mense op aarde. En tog is daar nie een wat dieselfde vingerafdruk as jy het. Daar is nie een wat sy stem presies soos jou stem klink nie. Daar is nie een wat presies dieselfde persoonlikheid as jy het. En dit beteken tog iets. Vir my beteken dit dat jy wat vandag hier sit, nie sommer net toevallig hier is nie. Ek het gister nog ons gedink aan 'n legkaart. Ek versoek lief 'n legkaart bou, en Afrikaanse mense puzzle bou. En as jy gaan kyk na 'n legkaart, as jy die stukke uitpak voor die tyd, dan lê die klomp stukkies so by mekaar of daar rond en niks pas in mekaar nie, en lyk dalk vreemd en weird en. En dit dink ek nog ons gisterand, dit laat my baie dink aan Hoërskool Swartboek. Soos wat julle hier sit, ons skool se totaal op die oomblik is 1973 leerders. So eintlik kan ons sê, ons het 'n legkaart wat uit 1973 stukke bestaan.
En elkeen van julle is 'n legkaartstukkie. 1973 verskillende persoonlikhede, verskillende drome, verskillende stories. En as jy nou alleen in hierdie vierkant gaan staan, en die hoof sê, kom ons skree 1, 2, 3, 3, 2, 1 zwaries, dink jy gaan dit op jou eie kan doen? Nee. Maar wanneer word daai legkaart van ons gevorm? Wanneer Dr. Strydom sê, zwaries, kom ons hak in, kom ons doen daai 1, 2, 3, 3, 2, 1. Dan word daai eenheid gevorm. En dan kry ons legkaart prentjies, of 'n prent. Want dan word daai eenheid gevorm. Daai een groot prent van Hoërskool Swartkoek. Dis die gees, dis ons vibe, dis ons energie. En as jou stukkie ontbreek, is ons legkaart, ons waar die legkaart nie volledig nie. So jy sê per ongeluk hier nie, jy sê toevallig deel van Hoërskool Swartkoek nie, dit as deel van God se plan vir jou lewe. As ek met die graad 8 kan praat, wil ek vir jou sê, graad 8 sê, jy hoef nog nie alles te weet nie. Ek weet julle dink julle weet alles, maar julle weet nog nie alles nie, weet? Maar jy pas in 'n nuwe wêreld ingestap. Nuwe skool, nuwe mense, nuwe druk. Jy voel dalk nog klein tussen die seniors en ek weet van julle is dalk nog 'n bietjie bang vir die matrieks. Maar weet jy wat? Jy hoef nog nie te weet wie jy alles gaan wees en wat jy alles gaan wees nie. Maar jy mag weet wie jy reeds is. Psalm 139 sê ook vir jou. Jy is wonderbaar gemaak. En dit gaan nie oor wanneer jy eendag groter is of meer selfvertroue het nie, dit gaan oor nou. Dit gaan oor nou dat jy moet weet wie jy is. En jy moet jouself nooit verander om in te pas nie. As jy dinge moet doen om mense te beïndruk, en eintlik wil ek julle almal moet luister, as jy dinge moet doen om mense te beïndruk, en jy weet dis nie wie jou menswees is nie, dan moet jy vir jouself sê, ek is besig met verkeerde dinge of verkeerde vriende. En God is nog besig om jou te vorm, hy maak nie foute nie, né? Graad 9's. Graad 9's. Dis 'n simpel jaar. Ek sê nie julle is simpel nie, ek sê dit is 'n simpel jaar. Wie wat al groter is dan weet, graad 9. Want jy sit tussen groot en klein, jy is nie meer 'n baba in die skool nie, jy is ook nie 'n senior nie. En jy is moeg vir al die vakke wat jy moet vat, maar jy weet jy wil ander vakke hê in graad 10. En dis ook 'n snaakse tyd wanneer mense begin om mekaar regtig te vergelyk. Wie is die beste, wie is die mooiste, wie is die gewildste? O manne, wie is die coolste en die sterkste? Maar jy moet onthou om te vergelyk, of vergelyking is soos 'n dief wat jou vrede kom steel. En God het jou nie gemaak om iemand anders se rol te speel nie, hy het jou gemaak om jouself te wees. So jy is nie in kompetisie met die persoon langs jou nie, jy is in 'n proses om te word die God gemaak het om jou te wees. Graad 10's, jy is nou baie bly, jy is nie meer in graad 9 nie, jou skoolloopbaan het so 'n bietjie begin verander, want jy het nou minder vakke, en jy dink als jy sal in 'n rigting op pad, want jy weet dalk wat jy wil gaan studeer, maar tog is daar baie van julle wat twyfel. En jy is regtig met 'n ontdekkingsreis besig, of jy nou meer begin vorm aan jou. En dan voel dit asof jy jou nou self regtig moet bewys. Maar onthou, jou identiteit lê nie net in jou vakke en in jou prestasies en in jou planne nie. In Efesiërs 2:10 staan daar, jy is God se handewerk. 'n Meesterstuk raak nie minder werd as dit nog nie klaar is nie. En ek kan julle almal maar hoor, 'n meesterstuk raak nie minder werd as dit nog nie klaar is nie. Jy is nog in wording en dit is oukei. Want op die einde, onthou God werk elke dag aan elkeen van ons. Ons elkeen is 'n meesterstuk vol. Graad 11, die druk begin nou regtig erg word. Jy hoor die hele tyd jy het jou punte nodig vir aansoek by die universiteit en vir toelating. Jou toekoms begin nader voel, waar jy eers net eintlik ontjol begin jy dink nie, of nie daarmee ek begin dink aan my toekoms en keuses maak en toelating vir die universiteit en. En dan ook, is ek slim genoeg? Gaan ek 'n leier word? Is ek gereed genoeg? Maar jou waarde word nie net gemeet aan hierdie dinge nie. Jou balkies, jou titel as leier nie. Want eendag as jy alles bereik het, maar jouself as mens verloor het, dan beteken dit, dan gaan jy eintlik jouself afvra, het ek regtig gedoen? Want God se plan van jou is baie groter as net 'n rapport op 'n balkie.
Hy het vir jou klaar jou toekomsdrome in jou pad uitgelê. Jy moet net reg stil raak en luister wat hy vir jou sê. Dan matrieks. Julle het gehoor hoe min daad julle op skool oor. En baie van julle gaan nou begin met julle universiteitsaansoeke en ek dink dit is baie keer nog ons stresfaktor. Maar dis jou laaste jaar. Laaste eerste skooldag gewees, laaste diepbrek, laaste interhoor, een van die dae laaste klasie klas, al die laastes nou. Maar dit maak jou ook reg en jy weet jy kan uitsien na 'n blink nuwe toekoms en 'n drempel waarop jy kan staan. Maar tog is dat dalk baie keer 'n swaar gewig op jou skouers, of dinge wat jou drome dalk bietjie besoedel. Maar onthou, voordat jy enigstens iets bereik, voordat jy slaag of misluk, het God jou reeds geken. En hy het vir jou gesê in Jeremia 1:5, voor ek jou gevorm het ek jou geken en hy het jou op jou naam geroep en jy is syne. En maak hou jou identiteit en jou karakter daarop. En die wêreld wag vir wat jy gaan doen na skool. Die wêreld sien uit daarna. Maar ons liewe Vader weet reeds wie jy is en hy weet waarheen jy op pad is. Jy moet net elke dag aan sy genade loop. Soos Waries, ons leef in 'n wêreld waar ons heeltyd moet vergelyk. Dis followers op al die sosiale media. Nou, dis influencers. Ons is so behept op die wêreld, is so behept met prestasie, met mense se uiterlike, met status. Maar as jy mooi gaan stil raak, dan gaan jy weet, God kyk heeltemal anders na ons. Elkeen van ons wat hier sit vandag, wat hier verteenwoordig word, is regtig vir hom belangrik. Soos as jy hier sit, is hy die liefste vir jou. Hy sien jou hart, hy sien jou karakter, hy sien jou potensiaal. En dalk is die dinge wat jy as anders sien, jou sagte geaardheid, jou stil geaardheid, jou kreatiwiteit, jou emosies, is dit dalk die dinge wat van jou 'n baie spesiale mens maak en 'n unieke mens maak. En jy moet jouself nooit kleiner maak om in te pas nie. Onthou, jy is hier om nie 'n kopie te wees van iemand anders nie. Jy is uniek. Daar is niemand anders in hierdie hele wêreld soos jy. En dit het ek nou gesê met jy elke dag vir jouself sê. Kom ons vat die boek. Hemelse Vader, verskriklik dankie vir hierdie mooi oggend. Here, dankie dat ek die voorreg kan hê om vandag met al hierdie pragtige Waries te kan praat en dat ons regtig voor vandag hier kan sit met harte wat trots is op ons skool. Here, dankie dat u regtig vir Hoërskool elke dag so seën en dit voel vir my waarlik asof ons een van die wit broodjies is. Here, jy sit 1973 Waries en elkeen van hulle moet weet, hulle is belangrik. Vader, dankie dat ek kan vandag vir u kan dankie sê, dat elkeen van hulle hier is met 'n doel, op hierdie aarde, in hierdie lewe, en dat elkeen van hulle 'n rol het om te vervul. Dankie Here, dat ons vandag hier kan sit en u naam kan groot en heilig maak, dat nie eers 2 Waries op hierdie terrein presies dieselfde is nie, want in u groot en almagtigheid het u elkeen van ons uniek en besonder en spesiaal gemaak. Dankie Here, vir daardie groot genade. Dankie Vader, dat u vir elkeen van ons ontsettend lief is, geen nie om wat nie. Vader, ek wil ook dankie sê vir die geleenthede wat by hierdie skool is. Dankie ook dat ons môre Woensdag aan groot atletiekbyeenkomste kan deelneem. Dat ons kan spog met ons mooi skool, dat ons Warie toeskouers daar kan wees en dat ons regtig ons Warie vibe weer vir die hele gemeenskap kan wys. Ek wil ook bid en vra dat jy met ons sal wees met hierdie 2 dae, dat ons regtig veilig sal wees en dat elke atleet wat gaan deelneem die beste na sy of haar vermoë gaan presteer en dat u vir elkeen die krag sal gee om hulle beste te lewe. En Here, so ook ons toeskouers. Dankie Vader, dat u vir ons 'n God van liefde is. Ek loof en prys u groot en heilige naam. Amen. Ons sê juffrou Rich, baie dankie. Gelukkig, juffrou, is jy 'n marathon atleet, want so boelie ek vir juffrou en ek sê vir haar,
op daai tyd moet jy begin hardloop, jy open, en dis hoekom toe sy so hier aankom, dat ek nie kon help om te cheer nie. Juffrou, dankie vir 'n mooi boodskap. Dames en here, ek kry 'n oproep gister, nou lei die telefoon, by die tannies in die kantoor, nou druk sy hom so op hol, en sy kom daar na my toe gehardloop, en sy sê, dis die koerant. Nou, as jy by 'n skool werk, en die koerant bel, is daar gewoonlik moeilikheid. Nou vra sy vir my wat het gebeur, en dink ek, as nie rasisme nie, niemand is met 'n mes gesteek nie, dink nie iemand het 'n gebeur by die skool gehad nie. En ek vat nou maar die oproep, en die dame wat my bel is Marizaan Kok, en julle kan haar maar gaan Google, daar kan net so die een rapport artikel na die ander opkom, en sy sê vir my, vertel van jou skool, want dit wat ons hier buite hoor, is ongelooflik, en sy kan nie glo nie, en sy het op ons Facebookblad gaan kyk, en sy het goed gesien. Nou, my telefoon het so horlosiekie op, sodat jy kan sien hoe lang jy praat, en hier na 27 minute toe sê sy op 'n stadium vir my, raai, jy kan maar begin stop, ek glo jou. Ouens, juffrou het gepraat van 'n legkaart, hierdie legkaart wat hier sit, en die amper 150 onderwysers en terreinwerkers en mense wat in die adminkantore werk. Daar legkaart is gepak en hy werk, en vanoggend wil ek vir jou dankie sê daarvoor, vir jou bydrae wat jy lewer om seker te maak, dat die boodskap daar buite is, dat Hoërskool Swartkop is 'n gerekende krag in die onderwyssektor, en dat almal van ons kennis neem. So jy kan vir jouself, net vir dit, kan jy vir jouself 'n lekker applaus gee. Want ja, as ek vir jou sê, mens kry so oornag 'n maagseer as die koerant in jou bel, dan weet ons hoe gaan dit by ander skole, en ons weet met wat se moeilikheid daai mense sit, en dankie dat niks van daai moeilikheid hier by Hoërskool Swartkop gebeur nie. Saam met dit sit ek gisteraan daar by die veld, en ek dink, wat 'n brood is jy? Ek kon daai vrou net genooi het vanaand, en sy kom vir haarself kom belewe wat die Hoërskool Swartkop terrein gebeur. Dames en here, ek wil vir julle sê, vir een en elkeen van julle wat by die Pietbrek was, ek dink dit was absoluut ongelooflik, en ek dink nie, hier was al ooit so baie mense gewees nie. So moet ons ouens reël om die karre te kom oppas, wat in die straat geparkeer staan, want ons bly in Suid-Afrika, alhoewel ons in Hoërskool Swartkop is. En ons het net beheer oor wat hier tot by die grense van die skool gebeur. En op 'n stadium hier net voor 6, bel, ek weet nie of ek moet sê die hoofman of die hoofindoener of die voorleier of die spanleier, wat hy ook al is nie, en hy sê vir my, Gerard, ons is bekommerd, kan ons nog mense laat kom? Hier is net soveel karre, ons kan nie alles alleen doen nie. En hier was regtig, ek dink as jy vanoggend hier sit, en jy besef jy was nie hier gewees gisterand nie, is jy dalk die enigste mens in Centurion, wat nie op Hoërskool Swartkop se terrein was nie. So vir een en elkeen van julle wat hier was, baie dankie vir dit wat julle doen, vir dit wat julle mee besig is, en dat julle die skool ook so ondersteun, saam met julle ouers. Okay, Smaran. Hierdie is die lekker goed by Hoërskool Swartkop, en ek gaan vra meneer Pieter de Villiers, wat jy gou vinnig die langs kan staan asseblief. Die van julle wat al die roadshow gekyk het, sal weet, op 'n stadium sê iemand, ons het nie 1 rugbyveld nie, ons het nie 2 rugbyvelde nie, ons het nie 3 rugbyvelde nie, en dan stop hulle om en sê, jy lieg, ons het nie 4 nie, ons stop by 3. Maar meneer Pieter de Villiers, ken nie daai stop nie. Meneer Pieter, ek moet eers begin deur vir jou te sê, dalk die beste ding wat met Hoërskool Swartkop gebeur het, die dag toe jy jou CV vir ons gestuur het, dalk die slimste ding wat ons in die lewe nog kon gedoen het, die dag toe ons jou aangestel het as onderwyser by Hoërskool Swartkop. Dames en here, want hierdie meneer het nie brieke nie. Nie vir die eerste keer nie, nie vir die tweede keer nie, nie vir die derde keer nie, vir die 4de jaar in 'n ry is Hoërskool Swartkop aangewys as die skool met die beste uitslae in meganiese tegnologie nasionaal in die land nommer 1. Meneer Pieter, as dit nie vir jou voorloop en jou dryf was nie, sou dit nooit gebeur het nie.
Baie geluk met hierdie toekenning. Ek hoop dit beteken vir jou so baie, soos wat dit vir ons beteken. En ons is net opgewonde en ons besef net elke dag die voorreg wat ons het, om saam met onderwysers soos jy, skouers te steun in die onderwysakker. Dames en here, vir meneer Pieter de Villiers vir die 4de jaar in 'n ry, nommer 1 in Suid-Afrika, kom ons gee vir hom 'n applaus. Dames en here, maar dan gaan ek nou vra, Juffrou Lisa Smit, Juffrou Marley Morrison en Juffrou Natasha Beyers moet ook sommer hier by my kom stelling inneem asseblief. En ek dink ek gaan begin met Juffrou Marley Morrison en Juffrou Natasha Beyers. Nou ouens, 'n mens moet altyd nederig bly. Maar daar is tye wat jy mag windgat wees in jou nederigheid. So jy bly beskeie, maar jy is trots op dit wat jy gedoen het. En is dit so dat nie net by die skool nie, maar by die onderwysdistrik is Hoërskool Swartkop se naam op almal se lippe. En die moment wat daar iets gebeur, dan word Hoërskool Swartkop genooi vir een of ander toekenning of oorhandiging wat gedoen moet word. En ek wil graag van die geleentheid gebruik maak om dit wat by die distrik gebeur net aan julle twee dames oor te dra en net vir julle ook geluk te sê en dankie vir die harde werk wat julle mee besig was verlede jaar. Die eerste toekenning wat ek hier in my hand het is vir die feit dat Hoërskool Swartkop 100% slaagsyfer gehad het en ons een van die grootste matriekgroepe in die hele Pretoria gehad het. So ek gaan dit oorhandig aan Juffrou Marley Morrison en sy gaan dit weer vir Juffrou Natasha Beyers gee. Die volgende toekenning, en hierdie is eintlik 'n baie besonderse toekenning, want die van julle wat so af en toe bietjie koerante lees, sou al gelees het dat as daar 1 miljoen matrikulante in matriek opeindig, dan beteken dit meer as 2 miljoen kinders het in graad 1 met skool begin. En dat meer as die helfte van die oudjies wat met graad 1 begin, nooit 'n matriek uitkom nie. En die grootste uitval gebeur aan die einde van graad 9. Waar omtrent die helfte van die kinders wat in graad 8 was, nie graad 8 slaag nie, dalk in graad 9 kom aan die einde van graad 9 beedryf en dan in die skoolstelsel uit verdwyn. En daai statistiek word ook bygehou vir elke skool. En is dit so dat Hoërskool Swartkop die toekenning gekry het for high throughput and quality pass in circuit 1. Nou wat dit beteken is dat vir elke graad 8 wat op sy boude gaan sit aan daai kant van die vierkant, is ons dalk die skool wat met die meeste matrieks aan daai kant opeindig. Ouens, en hierdie is dalk die beste getuigskrif vir Hoërskool Swartkop en vir elkeen van julle vir die harde werk wat julle mee besig was. En sê ons ook net vir Juffrou Natasha Beyers en vir Juffrou Morrison geluk met die werk wat hulle daar in die agtergrond doen. Ek sê met julle. Juffrou Natasha, en nie wegloop nie. Dames en here, maar dan in die hele Gauteng, waar omtrent so 2600 hoërskole is, word Hoërskool Swartkop dan ongelukkig aangewys as die skool met die 5de beste uitslae vir 2025. Kom ons sê vir Juffrou Beyers ook net geluk. Ek is met jy 5de, 2600 hoërskole en jy eindig onder die top 5. Dit is absoluut ongelooflik. Maar dan, Juffrou Lisa Smit, kom staan hier langs my dat die hele skool jou kan sien. Miskien moet ek eers met daai staaltjie begin. Juffrou Smit het vanoggend in die kantoor vir my gesê, Gerard, as daar een mens is vir wie ek luister, dan is dit vir jou. Nou, ek het nou 1900 getuies dat dit die waarheid is. Dames en here,
En ek sê dit om in die kies, dalk na wetenskap die moeilikste vak by Hoërskool Swartkop. Maar ek sê dit om in die kies, want ek se wetenskaponderwyser, sekerlik dalk die moeilikste vak in die onderwys is wiskunde. Maar Hoërskool Swartkop het daai stelling verkeerd bewys, want in wiskunde, in die hele Pretoria, volgens die onderwysdepartement, die beste wiskunde onderwyser in Pretoria, Juffrou Lisa Smit. Juffrou Lisa, as ek net hierdie juffrouens kan leer om windgat te wees, maar hulle is altyd nederig en hulle wil altyd terug staan. Dames en here, julle het boeties en sissies en maatjies wat eers op 'n stadium in graad 7 was en julle was op in graad 7 gewees en ek sê hierdie nou nie ten koste van enige iemand nie. Dan praat jy met partykeer net van hierdie windgraad 7'tjies dan sê hulle vir jou ek gaan afsteel, ek gaan waterkloof toe. Gemengde park toe. As jy daai ouetjies sien, iewers langs die pad wat saam met jou op skool was, dan vra jy vir hulle hoe lyk julle wiskundepunte. Want kom ek hou gou vinnig aan jou voor en julle het al van hierdie gehoor, so ek gaan nie alles lees nie. Maar dit is toch belangrik dat ons het hoor, en Juffrou Lisa, vir jou wat departementshoof is by die wiskunde, hierdie is ook maar net 'n getuieskrif vir dit wat jy mee besig is en vir die harde werk wat jy jouself mee besig hou en die inspirasie wat jy daar vir ander mense is. Wiskunde geletterdheid 51 onderskeidings, gemiddeld van 73%, die hoogste gemiddeld vir wiskunde geletterdheid nog ooit by hierdie skool. En ons wiskunde geletterdheid uitslae was nasionaal, nie net in Gauteng nie, tweede gewees. Ons tegniese wiskunde, nommer 1 in die distrik, ons alfa wiskunde met 42 matrieks waarvan 33 onderskeidings gekry, wat beteken 3 uit elke 4 matrieks het 'n onderskeiding vir alfa wiskunde gekry. Die gemiddeld vir alfa wiskunde 79,8%. Baie geluk daarmee, en dan in die aard van die saak, die wiskunde, dalk die skool met die meeste wiskunde kandidate in Gauteng verlede jaar, 180 leerders wat wiskunde gehad het, 50 vakonderscheidings, 4de meeste nasionaal. Juffrou, vir jou wil ons sê, baie geluk, kom ons gee vir juffrou en vir die hele wiskunde departement, kom ons aan die applaus. Dames en heren, maar hier, gift that just keeps on giving, is 'n lekker dag om hier voor te staan. Ons het Dinsdag gegoef in die swembad. Baie van julle het nog nooit 'n swembad gesien nie, want Hoërskool Swartkop het nie een nie. Maar dit maak nie saak nie. Ons weet, die kinders wat na Hoërskool Swartkop toe kom, se swembaddens by die huis is so groot, dat jy kan oefen om te swem in die bad. Want die enigste skool wat in die Aapond in Terhoor nie 'n swembad het nie, Hoërskool Swartkop, het dit reg gekry om 6de te eindig by die swem in Terhoor, net 10 punte agter die skool wat 5de was. En elke jaar gaan dit net al hoe beter by die swem. Maar ek wil vra meneer Kevin Jackson en Eben Tinkler dat julle gou vanaf my na vore toe kom asseblief. Is meneer Jackson hier? Eben? Dames en heren, as ek vir julle sê dat daar 8 skole was en dat daar 'n hele paar honderd swemmers op die dag was, is dit regtig vir my lekker. En hierdie was nou die uitstelpartiet geweest, om vir julle te sê dat Eben Tinkler is by hierdie byeenkoms aangewys as die junior seuns Victor Ledorm. Wat beteken van die junior seuns was hy die beste swemmer op die dag gewees. Meneer, kom staan nie langs my. Die ouens is so nie. Meneer, kom staan nie langs my. Wonderland.
Ek sukkel met my vrou by die huis, maar ek sukkel meer met julle by die skool, staan net nie. Ja, julle weet. Om in die avond interhoor te wees is 'n ongelooflike prestasie. En om 'n sport te bestuur, dat daar sulke ongelooflike prestasies is, en as ek sê sulke ongelooflike prestasies, gaan ek vra die volgende leerders, daar waar jy sit, kan jy net vir my staan, terwyl ek dit lees. Roan Kooi, silwer medalje seuns onder 15 50 meter borsslag en 'n silwer medalje seuns onder 14 50 meter vlinderslag. Bly net so staan asseblief. Marlene Ward. Marlene Ward. Daar staan jy. Silwer medalje dogters onder 1600 meter vryslag. DJ Bester. Bronsmedalje seuns onder 1900 meter borsslag. Marius van Rooyen. Silwer medalje seuns onder 1900 meter rugslag. Jana Foster. Hallo Jana. En goue medalje dogters onder 1900 meter vleislag. Goue medalje dogters onder 1900 meter vlinderslag. Eben Tinkler. As Eben weer silwer medalje seuns onder 15. 200 meter vryslag. Goue medalje seuns onder 1500 meter rugslag. Goue medalje seuns onder 1550 meter rugslag. Dames en here, julle het gehoor ongelooflike prestasies. Meneer Kevin Jackson, vir jou in die besonder wat voorloop, baie geluk vir dit wat jy mee besig is. Oukies, kom ons gee vir al die swemmers 'n lekker handklap asseblief. Right. Dan is Eben Tinkler en DJ Bester ook gekies vir die Gauteng swemspan wat aan die Suid-Afrikaanse kampioenskappe gaan deelneem. Die volgende 3 leerders moet ook sommer gou vanaf my staan asseblief. Aiden Anderson, DJ Estreisen en Evan Brits. Hierdie 3 manne, baie geluk met julle insluiting in die SA Indoor Cricket Team. Dis voorware prestasie en ons is trots op elkeen van julle. Ons gee vir hulle ook sommer net 'n lekker applaus. Vir die interhoors wat môre plaasvind en volgende Woensdag. Ouens, ek gaan nie dat almal van julle staan nou nie. Baie sterkte aan een en elkeen van julle. Ons is daar, ons gaan julle ondersteun. Ons is opgewonde om te sien wat julle gaan doen oor hierdie 2 dae. Mag dit vir julle ook sommer net 'n ongelooflike geleentheid en ervaring wees. Vir almal wat dan daar gaan wees môre en volgende Woensdag, of jy nou 'n toeskouer of atleet is, ouens, daar's 'n paar goed waarsonder jy nie kan klaarkom nie. Een is water. Sonbrandrome, die van julle wat hier voorsit, wat nie in die skaduwee sit nie, dink ek verstaan. Jy gaan die hele dag in die son sit. Kom ons maak seker dat ons die sonbrandrome onthou asseblief. As jy ekstra by die huis het, pak in, want jou maatjie gaan vergeet. En dan, ouens, op die dag, môre en volgende Woensdag, is daar so tussen 10 en 15.000 mense op enige stadium op daai terrein. Wat beteken die rye is lank, daar waar jy moet kos koop. So jy gaan nie elke keer kan hardloop en gou iets gaan koop nie, jy gaan jou ritme maar moet beplan. Maar pak vir jou sommer net ietsie in wat lekker is, wat jy ook sommer net so tussendeur 'n bietjie aan kan pesel terwyl jy daar sit asseblief. Dan moet jy ook net kennis neem. Vrydag en volgende Woensdag gaan daar geen bus jou by die huis oplaai om by die skool te kom aflaai nie. En daar gaan ook nie aan die einde van 'n gewone skooldag busse hier wees wat jy weer gaan terugvat nie. So almal van julle wat College toe gaan, jou ouers gaan jou die oggend maar hier moet kom aflaai asseblief. En dan gaan jou ouers jou ook net weer die aand moet kom haal. Die van julle wat nie College toe gaan nie, maar wat nie 'n dag sonder die skool kan klaarkom nie en wat môre hier gaan wees. Sy ons gaan aan julle dink terwyl julle hier is. Weet net jou ouers gaan jou hier moet kom aflaai. Jy gaan vir ewig vir 'n bus staan en wag as jy môre iewers staan en wag vir 'n bus en dink jy gaan skool toe kom. Maar dan
iets waaroor julle verskriklik opgewonde gaan wees, en ek weet julle gaan almal inkoop en in julle massas opdaag. Ouens, die eerste maandag na Interhoor begin ons altyd met die akademiese middag, en is die uitnodiging daar dat jy maandagmiddag van 2 tot 3 in julle massas gaan opdaag vir 'n bietjie ekstra hulp, daar waar onderwysers julle kan help om ook net na 'n volgende vlak te kan leer. Maar dan ek gee my eintlik so 'n bietjie 'n pyn nie om my hart, maar ek het nie 'n keuse nie, ek moet dit doen. David Hannekom, kan jy asseblief na vore kom, en meneer Barry Newell. So het gebeur dat ons eerste cricketspan teen die afrigters gespeel het, Vrydag wat verby is. En nou wil ek net terwyl ons wag net sê, as ek oom wat 80 is uitdaag vir 'n fight, is die kans goed dat ek gaan wen. Ek sê nie ek gaan nie, ek weet jy ons op biceps lyk nie, maar die kans is goed. So as julle manne wat 17, 18 jaar oud is, 'n klomp ou manne uitdaag, mens speel met jou eie portiergroep, glo ek. Maar op hierdie stadium gaan ek dan oorgee aan meneer Burger vir 'n klein seremonie. Dokters, ek wil net van hierdie geleentheid gebruik maak om ons span cricket kaptein oorhandiging te maak van die afrigters af. Eintlik is dit net so 'n bietjie tap on the shoulder vir ons afrigters wat hierdie ouens so mooi leer. Ja, David, baie geluk met julle wen. Ja, goed. Dames en here, dan het ons vir John Corneille Brandt om met julle te kom gesels en saam met hom het hy gebring 2 spesiale gaste. Ek gaan net sê. Gaan julle iets sê? Alright, kom ons gee woord aan John Corneille se sekretaris. Goeiemôre dames, soos julle weet, is Witdorp en Welwillendheid se hoofdoel vir die jaar. Maar voor ek aangaan, wil ek ons ere gaste vir die dag aan julle verwelkom. Frosty en Walter. Julle kan 'n finansiële bydrae lewer deur middel van die B6 app, as ook 'n fisiese bydrae deur hondekos en katkos skool toe te bring en dit voorportaal toe te vat, waar daar 'n gemerkte dronk sal wees waar julle kan sit. Baie dankie julle.
So, ek gaan vir julle belangrike inligting deurgee oor Paasfees audisies. So volgende week maandag, donderdag die 5de Maart, is daar Paasfees audisies vir die sang, die drama en die instrumentaal. En dan Vrydag die 6de Maart is daar Paasfees audisies vir dans. En dan verdere inligting gaan by die kultuurkantoor beskikbaar wees, okay? Goeiemôre Zwaries. Goeiemôre toeskouers van Gesloten Liesel. Ek wil vir julle sê, baie dankie julle was amazing. Julle kan vir julle self, ek vir ons atlete gaan lekker hande klap gee en almal wat hier was, baie uitgenooi. Die regering het ons nog weer opgekom. Voordat die groot dag aan alles atlete en afrigters baie sterkte, ons staan bankvas agter julle daar op die heuwels. Ons gaan ons longe uitskree. Toeskouers, julle het gehoor wat julle met pak en insit en ek gaan die DPP groepie ook sit, maak seker jy lees mooi daarso, maar ons gaan net ons atlete weer 'n mooi start te sê. Ek gaan vra dat julle opstaan. Ons gaan ons 2 krete doen voordat ons verdaag. Hop en so op. Ek wil gaan vir net. Sorry. Waterkloof vat môre 2000 kinders in Troor toe. Maar ek wil hê ons gaan hulle gaan wys hoe sing 1973 Zwarisel. Is julle daar? Is julle daar? Kom ons gaan broodstande kry. 3, 2, Alright, kom ons kry doodse stiltes.